Daai is so moeilik. So join my op hierdie Wil kan ek nou gebruik, maar ek dink doen daar. dat ek het gaan my thoughts gather. Kom ons leer saam. Nee. Voordat ek vir julle gaan vertel waar Becoming Her vandaan kom, moet ek eers my storie vertel. Op 23 April 2004 het my ma in die hospitaal ingestap met die verwagting om uit te stap met 'n gesonde baba. En die dag toe ek gebore was, het niks volgens plan verloop nie. My ma het my altyd vertel dat wanneer 'n kind gebore is, moet hulle huil. En die oomblik toe ek gebore was daar net stilte. Ek imagine dit dat die dokter vir my ma gekyk het, my ma vir die dokter gekyk het en ek kan nie dink hoe een van hulle gevoel het nie. Hulle het my toe onmiddellik van my ma weggevat en in ICU gesit. Ek was daar so vir 10 dae gewees en sê die 5de, 6de dag het my pa ingespring en gesê, wel, ons dien 'n groot God. Ek gaan na die kerk toe gaan en ek gaan vir almal vra om in te tree vir Talita en te bid, sodat daar 'n wonderwerk gebeur. My pa het toe River of Life toe gegaan en vir die kerk gevra om asseblief vir my te bid. Die dominee het ook na ICU toe gekom en my ma het nog het so mooi verduidelik. Sy het gesê, die babas het gelê van 6ste tot, okay, jy gaan amper huis toe, en ek was aan die 6ste kant gewees. En niemand kon in ICU kom nie. Die predikant het toe sy hande so uitgesteek deur die glas, deur en net 'n blessing uitgespreek en gesê, mag daar 'n wonderwerk gebeur met Talita. En kort daarna het ek begin sluk, daar was soveel improvements, en my ma het my toe op die einde van die dag huis toe kon vat. Ek dink dit is 'n groot deel van my lewe, dit het my baie geleer. Ek sal sê die eerste ding wat dit my werklik geleer het en wat ek tot vandag toe dra is, hoe my ma elke milliliter wat ek in daai oomblik van toe ek so siek was gedrink het, het hulle geselebrate. Huis toe gegaan en hulle was soos, yes, dankie tog, Talita het 0,5 milliliter melk gedrink vandag. En dit leer my vandag om die klein goeders te celebrate en nie net te wag vir groot oomblikke om dankbaar te wees nie. Die tweede les wat dit my geleer het is hoe belangrik familie is. My pa was daar en hy het ingetree as hoof van die huis en gesê, weet jy wat, ek gaan in my rol instep en ek gaan kerk toe gaan en vra dat daar 'n wonderwerk gebeur en almal het saam ingetree. Die mense na my ma was daar om hulle te support deur die tyd van, gaan my kind leef, gaan my kind nie leef nie. Familie is absoluut crucial in sulke tye. Die derde ding wat dit my geleer het is, God het altyd ander planne. My ma het ingestap, die babakamer was reg en hulle het gedink, hulle gaan dieselfde dag uitstap en in hulle huis kom met die babietjie. Nou, God het ander planne gehad en hy het my gebruik en kan my nou gebruik om ander mense se lewens te beïnvloed en my storie te vertel, sodat ek ander mense se lewens positief kan beïnvloed en sê, weet jy wat, ons dien so 'n lewendige God, kyk wat het hy gedoen. So soms voel ons in moeilike tye, dit is hoekom. God het absolute control in elke moeilike situasie waarin jy jouself bevind. Maar natuurlik is dit nie waar Becoming Her begin het nie. Dit is net waar my storie begin het. Ek is gebore in Sasolburg en gematrikuleer, skool gegaan daar, so 3 jaar terug Kaap toe getrek. Ek het elke liewe diet wat daar buite is al probeer, net komkommers geëet, gemaak asof ek gluten intolerant is, sodat ek nie Kaaps hoef te eet nie. Dit was actually crazy geweest. En so 3 jaar terug het iets net verander. Ek sou sê, nommer 1 ding wat vir my hierdie hele transformation kan beskryf is, ek het innerlik begin heal. Ek moes mense vergewe wat ek nog nooit vrygespreek het nie. Ek moes myself binne leer ken om my uiterlike figuur te verander, as dit sin maak. So, nommer 1, inner healing is a thing. As jy mooi
na jouself buite wil kyk en jou liggaam as 'n tempel wil sien, moet jy deel met alles wat binne in jou ingaan en aangaan. Die tweede ding is routine en dissipline was nog altyd deel van my lewe. So ek het geweet as ek daardie ding gaan vind wat ek obsessed is mee en dit elke dag kan doen, gaan ek daarby stiek. Dit is toevallig Pilates, skalp, bar en draf. Ek het absoluut verlief geraak op Saterdagoggend op te staan, my long run te doen en dan my dag te begin. Ek is 'n beter mens as ek oefen. Punt. Van kleins af was ek nog altyd nuuskierig en dit het veroorsaak dat ek altyd vir mense vra om meer uit te vind hoe mense dink en ultimately het dit my toegelaat om dan Becoming Her te begin. Ek glo baie sterk dat 'n mens elke liewe dag iets nuuts kan leer. Jy moet altyd jouself in 'n posisie sit waar jy meer en 1% beter kan wees elke liewe dag. Becoming Her is 'n spasie waar ons met mense gaan praat, leer oor hulle storie en kyk hoe ons ander mense se lewens kan beïnvloed. So join my op hierdie journey van Becoming Her, waar ons op koffiedates gaan met ordinary people. Ek sien uit oor wat ons gaan create.